Welkom by die Hartlike Huisgesin, episode nommer 2. In die vorige episode het ons u uitgenooi om saam met ons te reis deur 'n paar temas, spesifiek gefokus op ons gesinne. As jy kan onthou, die taak vir die vorige week was om te identifiseer watter sterkpunte en uitdagings u tans in die gesin ervaar. Ons moedig u aan om deur hierdie reis so van tyd tot tyd terug te staan en na hierdie paar punte te kyk en te bepaal of daar dalk van die punte was daar dalk verandering wat u as gesin kan vier of punte waaraan u nog aandag kan skenk. Ons besef dat elke gesin se uitdaging uniek is en dat ouers soms alleen en hopeloos en ook soms soos 'n mislukking kan voel. Ons het soveel begrip daarvoor en u is nie alleen nie. Ons wil u herinner dat elke gesin het uitdagings. Elkeen het ook sterkpunte en positiefs. Ons is hier as kerk vir ons gesinne en bied aan u, sover dit vir ons moontlik is, ondersteuning. Die eerste 2 verse van Psalm 127 word 2 voorbeelde gebruik om te verduidelik dat sonder die Here alles te vergeefs is. Ouerskap sonder die Here is te vergeefs. Kinders is vir die Here kosbaar en daarom moet hulle met sorg en liefde grootgemaak word. Wanneer die Here aan ouers kinders toevertrou, gee hy daarmee saam vir ons verantwoordelikhede. Ouers moet vir kinders die grondslag lê deur vir hulle te leer van die Here se liefde, sy weë, sy insettinge en die beginsels van die geloof, sodat hulle doel en roeping kan verstaan. Ons leer hulle ook van hulle identiteit in Jesus Christus en die manier waarmee ons kinders opvoed het 'n direkte impak op hierdie identiteit. Ons lees in Deuteronomium 6 vers 6 tot 7 en hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op jou hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op die pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Ouers se lewenswyse moet in alle opsigte 'n voorbeeld van 'n goddelike lewenswyse wees. Ouers se persoonlike voorbeeld is uiters belangrik. Alhoewel ons almal foute maak, ons het almal tekortkominge. Dit moet nog steeds ons strewe wees. Deur die voorbeeld te stel in die eie lewe, demonstreer ouers aan hulle kinders dat God se beginsels ook in hulle lewe vreugde sal bring. Veel meer as wat die Satan se lewenswyse aanbied. Kinders moet die ware God deur hulle ouers se oë sien. Jong kinders se begrip van die Here word hoofsaaklik ontwikkel deur hulle ouers se voorbeeld en die voorbeeld wat ons lewe. Ouers kan nie hoop om goddelike kinders groot te maak indien hulle as ouers self nie ware goddelike voorbeeld stel nie. Indien kinders en hulle ouers onverdraagsaamheid, skynheiligheid, selfbeheptheid, disrespek, ongeduld en gereelde woede uitbarstings aanskou, die kans is skraal dat hierdie kinders selfloosheid gaan beoefen, respek toon teenoor jou as ouer en geen tantrums beleef nie. Dit beteken hoegenaamd nie dat ons as ouers nooit 'n fout mag maak of gaan maak nie. Die voorbeeld lê daarin om in opregte nederigheid. Vir jou kind kan om verskoning vra wanneer jy wel verkeerd opgetree het of 'n fout gemaak het. En dan doelbewus te let in afhanklikheid van die Here te werk aan die fout of die verkeerde optrede. Kinders leef in ons proses om die beeld van Christus op te neem. So om jammer te sê wanneer u 'n fout gemaak het, leer hulle ook 'n baie belangrike beginsel van erkenning en herstel, vergifnis en ook vryspraak. Die gedrag wat ons graag by hulle wil sien, is gedrag wat ons eers self moet tentoonstel, sodat hulle die voorbeeld kan volg. In die tye waarin ons leef en kinders toegang en blootstelling het tot byna enige iets wat skadelik is vir hulle, en ouers baie gekonfronteer word met uitdagings, kan ouerskap soms oorweldigend word en selfs 'n gevoel skep van mislukking. Ons het begrip daarvoor. As kind van God het jy as ouer gemoedsrus
dat jy nie op jou eie vermoëns aangewese is nie, maar dat hy jou sal toerus wanneer jy in afhanklikheid op hom vertrou. Psalm 127 wys die psalmdigter daarop dat wanneer u op u eie krag en insig staat maak en die Here nie deel is van elke faset van ons lewens nie, dit alles te vergeefs is. Die Here moet die middelpunt van ons ouerskap wees en ook ons gesin. Ek het begrip dat ouerskap mens soms oorweldig laat voel en moedeloos laat en dat mens partykeer voel mens misluk, maar die Here is die een wat ons versterk en ons toerus wanneer ons in afhanklikheid van hom lewe. Ons beweeg dan aan na die goddelike ontwerp en die spesifieke rolle wat God aan die man en die vrou toegedien het. Die rol van die pa. Die man is die hoof van die huis en moet leierskap aanvaar vir die huisgesin. Hierdie leierskap moet nie afgedwing word of met meerderwaardigheid afgedruk word nie, maar moet na aanleiding van Christus se voorbeeld toegepas word in die huisgesin. Christus het die kerk, sy mense, met deernis, genade, vergifnis en respek en onselfsugtigheid liefgehad en hulle ook daarin gelei. Net so moet die man sy vrou en sy kinders lief hê en lei in die weë van God. Die man is dikwels ook die primêre voorsiener en vir die gesin en verseker is daar hulle materiële behoeftes word voor omgesien. Hy is ook verantwoordelik vir die beskerming van die gesinslede, fisies en ook emosioneel. Hy is 'n rolmodel en mentor en speel 'n onmisbare rol in die lewe van sy kinders, veral seuns. Hy kan die kinders belangrike lewensvaardighede aanleer, soos integriteit en verantwoordelikheid. Hy begelei hulle om wyse besluite te neem. Hy het ook die verantwoordelikheid om sy kinders met liefde te dissiplineer en leiding te gee vir hulle morele en geestelike groei. Hy kan hulle leer dat dade het gevolge en hulle help om die verkeerd van reg te kan onderskei. Paas, al is u dalk nie meer in die huis teenwoordig nie, kan u nog steeds die rol in u kinders se lewens uitleef. Gebruik sosiale media om kontak te hê deur die week, om vir hulle dalk 'n gebed te stuur, belang te stel in die keuses wat hulle vir die dag gemaak het, en ook leiding te gee waar nodig is. Herinner hulle kort dat al is u nie meer in die huis nie, is u steeds altyd daar waar dit moontlik is. Soms voel mens dat omdat u nie meer in die huis is, u nie meer 'n belangrike rol speel nie. Allermins, u moet u plek as pa vol staan, in liefde vir u kinders nog steeds leiding gee. Die rol van moeders. Hulle word dikwels gesien as die primêre versorger in die gesin. Sy bied liefde, emosionele ondersteuning, fisieke versorg vir haar huisgesin. Sy speel 'n baie belangrike rol deur 'n ondersteuning en 'n veilige omgewing te skep waarin haar gesin kan groei en floreer. 'n Vrou is nie fisies sterk nie, maar is die een wat in gebed vir haar man en haar kinders intree en in die gees hulle beskerm. Sy is spreekwoordelik die gom wat die gesin bymekaar hou. Moeders het 'n invloed op die geestelike ontwikkeling van haar kinders. Sy is verantwoordelik vir die onderrig van Bybelse waarhede en waardes, saam met haar kinders te bid en hulle attent te maak op hulle woorde en hulle dade. Deur haar geestelike en emosionele versorging maak sy haar kinders bewus van hoe om op ander mense se emosionele behoeftes ingestel te wees en nie net op hulle eie behoeftes nie. Moeders dra by tot die vorming van hulle kinders se karakter, deur hulle te leer van sekere eienskappe en waardes. Maas, dit is belangrik om nie onenigheid in die pa-kind verhouding te saai nie. Al aanskou jy die pa as sleg, is dit vir die kind se beswil belangrik om die respek aan die persoon as die hoof van die gesin te toon, soos God dit van ons verwag. Dit bedoel nie om gebukkend onder 'n pa se sondes te loop nie, maar om in woorde en liggaamstaal die nodige respek aan hom te toon, omdat God die rolle verdeel het.
Sy oortredinge behoort nie te veroorsaak dat u kinders teen hom opmaak nie, maar eerder die voorbeeld vir die kinders te stel deur hom nog steeds te respekteer. Dit is belangrik om te onthou dat al het elke ouer sy spesifieke rol in ons Christelike gesinne, behoort ons samewerking tussen ouers te wees in die grootmaak en die verantwoordelikhede rondom kinders. Beide ouers moet mekaar ondersteun en aanvul in die opvoeding van kinders wat die Here ken, liefhet en wil doen. Dit is uiters belangrik vir die pa en ma om ooreen te stem rondom dissipline, waardes en reëls. Dit is so belangrik om op dieselfde bladsy te wees. Ek besef dat baie van ons gesinne nie die voorreg het om in die perfekte goddelike ontwerp vir ons gesinne te lewe nie en gevolglik in aparte huise woon. My voorstel aan hierdie gesinne is om so ver moontlik die reëls en dissipline in albei huise dieselfde te hou, met respek van mekaar te praat en om respek teenoor die ander ouer te kweek en om te onthou om 'n voorspelbare roetine te probeer bewerkstellig. U is welkom om die nommers te kontak indien u navraag het rondom geskeide huishoudings. As mens skiet ons tekort as dit kom by God se standaard, maar dit vrywaar ons nie om te streef na die ideaal wat hy vir elke gesin gestel het nie. Daar is 'n aanhaling van Dave Willis. There are no perfect parents and there are no perfect children, but there are plenty of perfect moments along the way. Die taak vir hierdie week, antwoord die volgende vraag eerlik. Hoe gereeld hou julle as gesin huisgodsdiens? Gaan julle as gesin saam kerk toe? Hoe gereeld bid julle saam? Dit is buite in die gebed vir 'n kind om te gaan slaap. Hoe gereeld vertel u kinders van God se verwagting van 'n verhouding met hulle? Ons moedig u aan om in hierdie week te bepaal waar is die huisgesin teenoor God? Is hy bo en kyk oor julle met beskerming? Is hy bo en moet voorsien aan u fisiese behoeftes? Maak hom deel, om in alles deel ingevleg in die huisgesin te wees. Ons sien u in die volgende episode. Totsiens.